Goeiedag luisteraars. Ek is Willie Sondersen en ek groet u hier op die sender van Joy Gospel Radio. Ek nooi u om saam met my te kuier hier op my program Wolke van Getuienisse. Nou vriende, vandag wil ek met u praat, is God in beheer? Nou vriende, elkeen van ons het seker een of ander tyd al gehoor in gesprekke waar mense hierdie vraag so herhaaldelik al kere al gevra het. As God dan 'n God is van liefde, waarom is daar op hierdie aarde soveel hartseer, soveel geweld en soveel wreedheid, soveel smarte, en daar's soveel anargie in hierdie ou wêreld? Hoe kan 'n liefdevolle God toelaat dat soveel onskuldige ou kindertjies sterwe in kanker en in hierdie wrede proses van die lewe, pestsiektes wat verwoesting saai? Nou, as God dan 'n God is van liefde, waarom sterf soveel mense so wreed in natuurrampe? Hoekom is daar natuurrampe? Ons dink net aan die huidige verwoestende storms van verspoelings, aardbewings en winde en vure wat feitelik elke nuusberig oorheers. Hoekom is daar soveel chaos op die aarde? Wie is dan in werklikheid in beheer? Hierdie vraag het al by soveel mense soveel twyfel gebring in 'n lewende God. En dis die vraag wat baie van ons vra. Vriende, baie keer is dit 'n escape gate vir mense om nie aan God te wil glo nie. Want as God dan 'n God van liefde is, as daar dan 'n God is, hoekom gebeur hierdie dinge? 'n Vriendin van ons besoek haar dokter en sy ly aan een of ander terminale siekte. Terwyl die dokter haar ondersoek, getuig sy vir die dokter van die Here en hy noem aan haar dat hy twyfel aan die godheid. Want as daar dan 'n God is, waarom is daar soveel hartseer en soveel ellende, soveel drama, soveel bloed wat vloei hier op die aarde? Toe ek dit hoor, het ek in my hart 'n leemte gevoel, dat ek nie die volle antwoord het vir so 'n persoon of so 'n vraag nie. My Bybel sê vir my dat my God is 'n God van liefde en dat hy die hemel en die aarde geskaap het, en ons is vriende nie skaam om dit te verkondig nie. Ons doen dit as kind van die Here met soveel trots. Psalm 96 vers 4 en 5 verklaar. Hy sê, want die Here is groot en baie lofwaardig. Hy is gedig bo al die gode, want al die gode van die volke is afgode, die afgodes. Maar die Here het die hemel gemaak. Daar is geen God bokant ons God nie, vriende. Dit sê sy woord. Ek het besluit om so 'n bietjie te gaan kyk, wat sê die Bybel oor hierdie geweldige onderwerp. Ek wil nie voorgee dat ek nou die geheim ontrafel het en nou al die antwoorde ken nie. Vriende, dit is net die Heilige Gees wat jou kan lei. Moontlik is daar van ons kykers wat meer lig op die onderwerp kan werp, as of ons luisteraars wat meer lig op die onderwerp kan werp, as wat ek dalk moontlik vandag hier in staat is. Bewus van my afhanklikheid van die outeur en die Heilige Gees wat al hierdie dinge geskaap het, wil ek die Here in alle nederigheid vra om die regte woorde in my mond te lê, om my in staat te stel om sy lig deur sy woord te laat skyn op hierdie kwellende vraag. Hoekom
is daar soveel hartseer op die aarde en is God verantwoordelik daarvoor. Baie van ons mense is so geneig om as iets verkeerd loop in ons lewens, en soms is ons self verantwoordelik daarvoor, dan plaas ons die skuld op die Here. Vriende, dink 'n bietjie daaraan. Ons maak soos ons wil, ons sê wat ons wil, en ons doen wat ons wil, en God is nêrens op ons agenda nie. Hy word nie eers vir hom gevra nie. Ons vra hom nie eers nie, ons doen maak ons eie besluite. As iets verkeerd gaan, dan sê ons, dit is die Here wat dit gedoen het. In 1968 was ek in 'n ontploffing betrokke by my werk. Ek was 'n sondaar, vriende. Ek het die wêreld met alle krag en mag het ek die wêreld gedien. Ek het verskoon. Ek het gemaak en gesê wat ek wil. Ek het God nie gereken nie. Ek het my nie gesteer aan God nie. Ek het gevoel elke dag is ek daar, God is verantwoordelik vir my, ek moet aangaan. Die duiwel, vriende, ek het my meester die duiwel goed gedien, want hy was in beheer van alle fasette van my lewe. Vriende, ek wil dit hier baie duidelik stel. Jy behoort of aan die Here en doen wat die Here behaag, of jy dien die duiwel en doen wat hom behaag. Daar is nie 'n middelweg nie, vriende. Daar is nie 'n grys area nie. In die ontploffing het ek 90 tot 95% van my liggaam se velle verloor. Ek het eerste, tweede en derde graad brandwonde opgedoen. Dat ek vandag lewe en met u kan praat, is 'n godswonderwerk, vriende. Ek moes vandag nie gelewe het nie. Maar God het my 'n kans gegee. Die gebede van my geliefdes en my dierbare vrou, wat God my gegee het, voorwaar 'n engel. Sy was 'n kind van Jesus en het soveel vir my gebid, dat die Here ook my lewe sal red, my siel sal red. Hulle gebede het my aan die lewe gehou tydens die ongeluk. Na maande in 'n hospitaalbed en onder die geweldigste pyn denkbaar, kon ek weer opstaan en die stukke van my lewe weer begin optel. Ek kon weer die basiese bewegings doen, want my arms en my bene het styf geword van die velle wat hulle oorgeplant het. Ek kon myself maar net regop hou en probeer loop. Ek het geloop ook met kurke. 'n Gesonde man in een oomblik. Ek was ook soort van buite gevaar van die dood. Toe ek myself die eerste keer in die spieël sien en ek kyk na 'n verskeurde liggaam, 'n gelapte liggaam, en ek sien die spoor van vernietiging wat die vlamme aan my liggaam gedoen het ek begin om God te verwyk, vriende, en hom te beskuldig dat hy my so geslaan het. Ek het in 'n depressie beland. Toe ek my onbeholpe toestand sien, het ek kwaad geword vir God. Waar ek voorheen hierdie sterk en gesonde jongman, 22 jaar oud was, rugby gespeel, sport gedeelgeneem, wat die lewe ten volle tot die uiterste gedien het en geniet het, en ek het gevoel ek is gelukkig, want Satan werk saam met my. En skielik op 23 jaar, toe ek uit die hospitaal uitkom, 'n invalide geword, afhanklik van mense. Ek was totaal van my dierbare vrou afhanklik. God het my hierdie wonderlike mens gegee. Sy het alles vir my moes doen. En vriende, hoor wat ek sê. As ek sê alles, dan bedoel ek alles. Hoeveel keer het ek gedink aan daardie
vreeslike dag van 27 Mei 1968. Hoekom, dan kom hierdie verwyte jou pad langs, hoekom het dit met my gebeur? Hoekom het ek ooit daardie dag gaan werk? Dit was van die vrae wat by my gespook het en my byna tot waansin gedryf het. Hoe kon God so wreed wees om dit oor my toe te laat? Hoekom het God my nie gewaarsku nie? Maar vriende, dan vra ek weer, wat was my lewe? Wanneer dit met ons goed gaan en ons voorspoedig is, dan dink ons nie aan God nie. En ons vergeet wat God vir ons gedoen het. Dat hy ons aan die lewe hou. Dat hy vir ons kos en klere gee. Hy gee ons krag om te kan werk. As ek vandag terugkyk na my vorige sondige lewe, dan kan ek duidelik die kere onthou, vriende, toe God my soveel keer gewaarsku het in dienste, dat God met my gepraat het, maar ek het nooit ag gegee nie. Nou praat ek uit 'n oogpunt van 'n weergebore oogpunt, kan ek duidelik die tekens van sy liefde en waarskuwings wat hy weerspieël het in my lewe, voor die ongeluk duidelik in herinnering kan roep. As ek maar net na sy stem geluister het, waarmee hy my soveel keer met koorde van liefde gewaarsku het. Al was ek in 'n moeras van sonde, ongeregtigheid en my lewe byna weggegooi, het hy nogtans te midde van dit alles, het hy nogtans aan my gedink. Daardie vreeslike dag van 27 Mei 1968. Hoekom het dit met my gebeur? Hoekom het ek ooit daardie dag gaan werk? Jy weet, al hierdie dinge, as ek vandag so terugkyk, vriende, na my lewe, dan sien ek my pad. Al was ek in hierdie sondige toestand, het die reddende genade, het God na my toe uitgereik. Willie, ek gee om vir jou, ek is lief vir jou, ek wil jou red, ek wil jou spaar, 'n ewigheid in 'n vlamme hel. Gee my net jou hart. So was sy sagte roepstem tydens die donker kant van my vorige lewe. Ons kan onsself soveel ellende en smarte spaar, as ons net sou luister na sy pleitende roepstem, want die Bybel sê, dit is goed en aangenaam voor God, wat nie wil hê dat iemand moet verlore gaan nie. Petrus skryf dit ook. God is lankmoedig, omdat hy nie wil hê iemand moet verlore gaan nie. Ek het hom bly verwerp, want ek was mos in beheer van my eie lewe. God was maar net 'n spaarwiel, indien ek hom sou nodig kry. Ek wil dit vir u in geen onsekere terme baie duidelik stel. Elke mens het 'n keuse. God het ons geseën met 'n brein van besluite, om besluite te neem. God het ons 'n wil gegee. Hy het ons nie robots gemaak wat geprogrammeer is om dat sekere funksies te verrig, of soos by diere wat net 'n minimale funksie kan verrig, wat hom in staat stel om aan die lewe te bly en homself te beskerm. Elkeen van ons het 'n keuse en ons keuses beheer ons lewens, vriende. Daar word beweer dat elke mens ongeveer 60.000 gedagtes per dag bedink. Hoeveel besluite en keuses word nie per dag ook gemaak nie? Dit is die bewys van hierdie vermoë wat God reg aan die begin by die mens ingebou het, en dat ons dit vrylik kan gebruik tot ons voordeel of tot ons nadeel. Toe God in die begin die hemel en die aarde en die uitspansel, die diere, die visse, die plante en al die bome van die veld gemaak het, hy dit met net die spreek van 'n woord gemaak. En God het gesê, en dit was daar. Maar aan die mens het hy tyd spandeer om hom uit die stof van die aarde te maak, omdat hy hom gemaak het na sy beeld, soos sy gelykenis. Soos God lyk, so lyk ons ook, vriende.
Ons is voorwaar 'n baie delikate wese. Ons is toebedeel met 'n brein wat miljoene funksies kan verrig. Kyk maar net na Adam. God sê vir hom, hy moet die diere se name gee. Hy het al daai diere se name gegee. Dit moet 'n superbrein gewees het. God het met die uiterste presisheid ons uit klei gemaak. God het ons in beheer gesit oor alles en ons beveel om daaroor te heers. God het aan ons 'n brein gegee wat besluite kon neem en keuses kon maak. Ons is die middelpunt van God se skepping. God se oorspronklike plan was dat ons hom sal dien. Want God het 'n geslag gesoek. Ons moet hom dien, hom eer as God met die vermoëns waarmee hy ons toebedeel het. God plaas in die tuin 2 bome. Die een boom was die boom van kennis van goed en kwaad. En die ander boom was die boom van die lewe. God het die bome daar geplaas, nie om ons aan bande te lê of om ons bewegings te beperk nie, maar omdat hy ons vertrou het en ons toebedeel het met 'n vrye keuse om besluite te maak en daardeur te bewys dat hy ons kan vertrou en dat ons hom gehoorsaam sal wees, al beskik ons oor die vermoë om self besluite te kon neem. God wou ons nie beperk nie, vriende, en wou daardeur vir ons die gevoel gee dat ons beskik oor die vermoë van 'n vrye keuse en dat ons die vryheid het om besluite te kan maak en om onafhanklik te kan funksioneer as ons in die gebooie, in die raamwerk van God se wette bly. God wou vir hom 'n superwese gemaak het. As ek dit so kan stel, 'n geslag van God, vriende, wat hom sou verheerlik. God wou hê dat ons hom sal lief hê en hom gehoorsaam sal wees. Vriende, dink net daaraan. Kan ons besef die risiko wat God die Vader toe hy hierdie vermoë by Adam en Eva ingebou het? Die gevaar wat dit vir sy koninkryk, die ideale wat hy vir die mens gehad het, sou inhou. Ek glo dat God het nie vir een oomblik daaraan gedink nie. And what could have happened? What will the consequences be? Gestel as dinge nie volgens sy plan gaan verloop nie, wat dan? God het nooit 'n plan B gehad nie, vriende. As die mens dit verkeerdelik gaan aanwend, want hy gaan in beheer wees van sy eie denke en besluite. As ons hierdie vraag nou in menslike terme kon stel, hoe kon God die alwetende skepper daardie groot waagstuk gewaag het sonder om ooit aan die gevolge te dink van hierdie vermoë wat hy by die mens ingeplant het? Het God ooit daaraan gedink? Wat as? Plan B. Wat as dit nie gaan uitwerk nie? Kan ek hulle vertrou? Ek glo nie dat God vir een oomblik hierdie negatiewe gedagtes ooit gedink het nie. Hy het ons vertrou. En as hy sou getwyfel het in sy eie skepping, sy eie produk getwyfel het, want die Bybel sê alles wat God gemaak het, het hy gesien dat dit goed was. God het geglo in sy skepping. As dit so sou wees dat hy getwyfel het, dan was daar ook 'n vlek in God se mondering. Om net te verduidelik, ons moenie vergeet nie, God is volmaak en alles wat hy gedoen en geskaap het, was volmaak. Toe hy die mens gemaak het, het hy geglo in sy skepping, dat dit volmaak sonder vlek sal wees. God het ons vertrou en het ons al die heerlikheid van die paradys, van die tuin van Eden gegee. Alles was tot ons beskikking. Omdat hy soewerein is, het so negatiewe gedagtes sy projek aangaande sy skepping dat sy skepping gaan misluk, nie eens by hom opgekom nie. Anders sou hierdie reëls nie dan as die reëls nie neergelê het nie. Voordat God die mens gemaak het en hom in die tuin geplaas het,
was daar 'n rebellie onder die engele in die hemel. Aan die spits van hierdie rebellie was die vernaamste engel wat deur God geskape was en wat deur God aangestel was. En die Bybel noem hom Lucifer. Hy wou homself bokant God stel. Hy wou nie meer onder die gesag van God gestaan het nie. Hy het hoogmoedig in sy hart geword. En hy het ook van die engele beïnvloed en hulle verlei om deel te wees van hierdie rebellie. Kom ons lees net wat sê die woord van die Here in Jesaja 14 vers 13 en 14. Hy sê hier, hy sê, en jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre. Dis 'n gemaakte wese. God het hom geskape. Want die is voor God. En op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste. Wil hy homself gelyk gestel het, vriende. Maar God het dit alles gesien. God sien dit alles raak. En hierdie vyand het hom probeer bokant God. Satan het 'n derde van die engele verlei. 'n deel te wees van hierdie rebellie. Openbaring 12 vers 4 sê die Bybel, daar was 'n rebellie in die hemel. Hy sê, en sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep. En hulle op die aarde gegooi, en die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was. Hy het die engele beïnvloed. Vriende, Judas, ons kan lees Openbaring 12 vers 7, 8 en 9 wat hy sê daar, hy sê, en daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon die nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. En die groot draak en die is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp, vriende. Ek wil vandag vir u sê, halleluja, dat die Bybel praat in, hy sê in 2 Petrus praat hy ook van, dat hy sê vir ons, 2 Petrus 2 vers 4 sê hy, die woord van die Here sê, hy sê 2 Petrus 2 vers 4 sê, want as God die engele wat gesondig nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp het, en aan kettinge van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring te bly. En so het God dit gedoen. Vriende, hy kom in Esegiel, praat hy ook daarvan, wat er gebeur in Esegiel 28 vers 13 en 13 tot 18. Hy sê hierso, hy sê, jy was in Eden, die tuin van God, allerhande edele steentes was jou bedekking, karnieool, topas en jaspis, krisoliet, onyx, sardoniek, safier, karbonkel en smarag, en aan goud was jou die werke van jou kassies, en jou groewe aan jou op die dag toe jy geskape is. God het hom geskape, vriende. Ek prys die Here vandag, dat ons het 'n God wat intree. Hy is 'n almagtige God. Hy sê in 2 Petrus 2 vers 4 sê, want as God die engele wat gesondig het nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettinge van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel en bewaring te bly te word. Satan het sy plek in die hemel deur sy rebellie verloor en is op die aarde neergewerp.
en hy het sy verheerlikte liggaam verloor en is tot as verbrand. Vriende, ek wil vandag net so 'n kort opsomming maak. Die vraag is, as God is van liefde, waarom is daar soveel chaos, pyn en ellende op die aarde? God het ons geskape met die vermoë om keuses te maak, vriende. Hy sê God vertrou ons en glo in ons dat ons hom sal eer en hom sal lief hê en die regte keuse sal maak. Hy aktiveer hierdie vermoë deur 2 bome daar te stel wat ons nie mag van eet nie. Hy plaas 'n verbod daarop. Ons het 'n keuse of ons daarvan gaan eet of nie. Ons moet besluit. Lucifer is geskape engel wat hoogs vername engel was en aangestel is om 'n hoë gesagsposisie te beklee. Hy was ook in Eden, die tuin van God. Hy raak so vermetel oor sy gesag en skoonheid en rebelleer teen sy skepper en beplan om homself bovenop God te stel. Hy word neergewerp op die aarde saam met die engele wat hy verlei het en hy word tot as verbrand. Vriende, God het ons daardie vermoë gegee om te kan kies. Nou ek wil graag meer hieroor praat. God sê vir Israel in Deuteronomium 30 vers 19, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle. Die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe. God se roepstem is steeds so duidelik. Hy sê, kyk, ek het jou vandag voorgehou, die lewe en die geluk, en die dood en die ongeluk. Dit is vir jou, is vir ons om te kies. U besluit, wat gaan ek met my lewe maak? Vriende, ek wil vir u sê, moenie dat dit te laat wees vir jou nie. Ek wil so kort uitnodiging gee, vriende, dat u sal weet, ons is in sy hande, en ek gaan probeer verder oor hierdie onderwerp ook gesels. Nou, moenie dat dit te laat wees vir jou soos wees nie. Koning Victor die 4de het uitgeroep op sy sterfbed en gesê, wat gaan ek vir God sê? Wat het ek met my lewe gemaak? Ek moet voor God gaan staan. Ek wil vir u vandag vra, vriend, u wat na hierdie boodskap geluister het, wil u nie vandag sê, Here, ek wil my lewe met u regmaak. Ek wil alles, my prioriteite, my tyd, my alles wil ek in u sit, Here. En dat die Heilige Gees my sal lei, dat hy my sal vertel, sê wat ek alles moet doen. Mag die Here hierdie woord seën aan ons harte. Tot volgende week. Wil jy sondersin groet tot volgende week toe. Maranatha, Jesus kom. Amen.